Die Bybel het heel wat te sê oor groente, vrugte, vleis, vet en onsaligheid. Nou, deel van wat oor die goed gesê word, die eetbare goed, het te doen met wat ons eet. Deel daarvan het simbolies te doen met ons saligheid en versoening en verhouding met God. Nou, dit is belangrik om te weet dat God in Genesis 1:29 aan die mens, Adam en Eva, al die plante wat saad gee en al die bome waaraan boomvrugte aan is, wat saad dra as kos, en aan al die diere, kruipende diere, die voëls, die groenplante van die aarde as voedsel gee. In Genesis 9 vers 2 tot 4 word al die diere, voëls, groenplante ook aan die mens as voedsel gegee, behalwe dat jy nie die bloed van die diere as voedsel mag eet nie. Jy moes hulle keel afsny dat hulle leeg bloei. Nou, bloed word uitgesonder om 'n besondere rede, want die siel is in die bloed, of die lewe is in die bloed. Die lewe word gekoppel aan die bloed, en die storting van die mens se bloed, of dan die doodmaak van die mens, deur 'n mens of 'n dier, is strafbaar met die dood. In die wet van Moses, wat later kom, word sekere seekosse dan weer uitgesluit uit die mens se dieet. Sekere diere word uitgesluit. Dinge soos varke, kreef, perde, hase en dis meer. Nou, die verandering vind plaas om vir die mens 'n bewussyn te skep tussen rein en onrein. Dit vir die mens duidelik te maak dat die Here sekere goed onrein ag en sekere goed rein ag, sodat ons kan leer dat God wil hê ons moet soos hy wees, rein en heilig. Nou, die voorskrif oor die kosse en die goed hou dalk ook, of seker ook, verband met gesondheid in daardie tyd. Hy verander Israel se dieet dan in besonder. Nie die mensdom se nie, Israel se. Eintlik het die eet van hierdie goed geen impak op jou verhouding met God nie. Dit bring 'n begrip van reg en verkeerd. Dit bring ook, as dit oor gesondheid gegaan het, beter gesondheid na vore. Soos die vrou vir die pastoor gevra het, kan 'n mens vark eet en hemel toe gaan? En hy antwoord, ja suster, jy sal net gouer daar kom. God wil hê ons moet besef, sekere goed, en ek verstaan as jy 'n varkies as onrein, dit spreek van 'n onrein lewenswyse, want hulle is eintlik asblikke, en God wil nie hê ons moet onsself ook asblikke maak nie. Na daardie wette volg daar 'n reeks van wette oor hoe hoog bloed geag moet word, en wette oor klere, melaatsheid, mense, sedewette, huwelike, kuisheid, en alles in die konteks van reinheid en onreinheid, met die oog op rein lewens, rein harte en rein gedrag. En die heiligheid van die bloed word keer op keer herhaal. En daar word ook voortdurende offers van vet en bloed ingestel. Sondeoffers, skuldoffers, reinigingsoffers, dankoffers, vrywillige offers ensovoort. Dit skep 'n voortdurende bewussyn van goed en kwaad, en die belangrikheid en heiligheid van bloed word beklemtoon. Hierdie offers mag dan ook net op sekere plekke, wat deur God aangedui word, geoffer word.
Exodus 17. En as jy afwyk van dit en op 'n ander plek 'n offer bring, is dit met die dood strafbaar, om jou weg te hou van afgodediens, en jou te hou by die diens, die plek en die wyse waarop God aanbid, geëer, gedien wil word op die wyse wat hy voorskryf. Nou, Jesus maak uiters belangrike stellings in verband met die verstaan en interpretasie van al hierdie geskiedenis en wette. In Matteus 15, vers 16, praat Jesus met sy disippels en hy sê vir hulle, is julle dan ook nog sonder verstand? Hy het met die fariseërs gepraat, saam met wie hy geëet het, en die disippels het nie mooi verstaan wat bedoel hy nie, en hulle vra hom te verduidelik, hy sê, is julle sonder verstand? Verstaan julle nie, begryp julle nog nie, dat alles wat in die mond ingaan, in die maag kom, en in die heimlikheid uitgewerp word nie. Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart. En dit is die goed wat 'n mens onrein maak. Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Dis hierdie dinge wat die mens onrein maak. Maar om met ongewaste hande te eet, maak 'n mens nie onrein nie. En is in die konteks daarvan dat hy genooi is en hy het geëet saam met hulle, maar hulle het hulle hande gewas sodat alles rein kan wees, en hy gaan toe as prins waarskynlik met ongewaste hande en eet, sodat hy hulle kan leer. Dis nie ingaan goed, dis nie kos uit die vark en die kreef wat jou geestelik onrein maak nie, dis die goed wat hier uit jou hart uitkom, soos genoem. Die skrifgeleerdes en die fariseërs het al die wette onderhou. Nie vark geëet nie, nie kreef geëet nie, nie hase geëet nie. Hulle het gebid, hulle het die regte klere gedra, hulle het al hierdie goed onderhou so ver as moontlik. En hulle was nog steeds onrein. Omdat hulle nie die wette en die doel van daardie wette as skadewees en voorbeelde verstaan het, wat hulle moes bewus maak, dat God reinheid en heiligheid in die hart wou hê nie. Hulle is voor God aanvaarbaar, as dat die simbole, rituele en skadewees navolg, maar steeds die binnekant so vuil kan wees. Daarom noem Jesus hulle ook wit gepleisterde grafte. Van buite fraai en versier, lyk so geestelik, lyk so heilig, lyk so godsdienstig, maar innerlik verrot. Paulus waarsku Timoteus teen waninterpretasie van die doel van die wet. 1 Timoteus 4. Die opskrif sê die afval van die laaste dae. Maar die Gees sê uitdruklik, vers 1, dat in die laaste dae sommige van die geloof afvallig sal word. Verstaan dit mooi. As jy hierdie goed volg, raak jy afvallig van die Christelike geloof. En hulle sal verleidende geeste en leringe van duiwels aanhang. Luister, verleidende geeste en lerings van duiwels. As gevolg van deur die geveinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete. Wat die volgende goed verbied. Hier is die dwalings wat jou van die geloof afvallig maak. Hier is die leringe van duiwels wat verbied om te trou. Dink Rooms-Katoliek. En sekere Pinkstergroepe wat ook, of sogenaamde Pinkstergroepe wat ook teen
die huwelik is. Of as jy getroud is, nie seksuele verkeer voorstaan nie, of afwys. Wat verbied om te trou. En dat mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskape het om met danksegging gebruik te word. Raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Deur die gelowiges wat die waarheid ken, wat gemaak is om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges wat die waarheid ken. Want alles wat deur God geskape is, die huwelik en die voedsel, is goed. En niks is verwerplik as dit met danksegging gebruik word nie. Want dit word geheilig deur die woord van God en die gebed. En jy kan gerus Paulus se skrywe mooi gaan lees in 1 Timoteus 4. Jesus vertolk ook die enkele offerplek wat voorgeskryf word as volg. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Johannes 14:6. Hy vat toegang tot God. Die hele tempel gebeure, die offers, die aanbidding, die heiligheid, die heiligdom, die allerheiligste, vat hy en hy trek dit alles na een punt en dit is homself, geen ander plek as hy nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, vers 7, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Johannes 10. Ek is die deur van die skape. Ander is insluipers, wat hier die vensters inkom. Diewe en rowers noem hy hulle. Johannes 10 vers 1. Hy alleen is die goeie herder, wat sy lewe vir die skape aflê. Die res is daar vir wins en beloning, hulle is blote huurlinge. Hulle het allerhande stories om die skape te slag en te beroof. Hy maak dit oral duidelik, dat hy en slegs hy die deur vir die skape is om by God uit te kom. Lukas, die mediese dokter, hy is die skrywer van Handelinge. Hy vertel dat Petrus en Johannes voor die Joodse raad staan. Lukas se gelowige vertel dat Johannes die geliefde disipel en Petrus wat Jesus rots noem, wat die boodskap gaan dra, dat Jesus die seun van die lewende God, die Christus is, waarop die kerk gebou sal word. Hulle twee en Petrus praat. Hy sê die saligheid is in niemand anders nie. Want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Net Jesus Christus. Enige prediker, profeet, leraar, priester, apostel, wat jy hom ook al wil noem, wat enigiets anders verkondig, wat godsdienste gelykstel, Jesus een van baie Christusse maak, is strafbaar met die dood, want hulle wyk af van die een plek waar God sy aanbidding wil hê, waar God sy offers wil hê, en hulle sal sterf sonder God en sonder hoop. Ook hulle ondersteuners en hulle promoveerders. Groente, vrugte, vleis, vet en saligheid. In Genesis 4 lees ons aangaande Kain en Abel. Abel wat van sy kleinvee se vet bring en aan God geoffer het. 'n lam is dus geslag, bloed is gestort en God neem die offer aan. God het heel moontlik, waarskynlik, reeds aan Adam en sy nageslag geleer dat slegs
bloedstorting vir God aanvaarbaar is en die skaamte en die sonde van die mens kan bedek. Lees Genesis 3:21. Kain was 'n landbouer. Hy bring die vrugte en die groente, die goed wat hy verbou het. Wat dalk baie trots op sy werke. Die werke van sy eie hande, wat hy verbou het. Dalk by homself gedink, God sal tevrede wees met hierdie pragtige perskes en druiwe. O, dit wat vir my so mooi is, dit waarin ek so goed is. As ek dit aan hom bring, gaan hy sê, Kain, jou wonderlike mens. Jy is so suksesvol in die uitvoering van my opdrag om die aarde te bewerk. En toe Kain sien God aanvaar dit nie as offer nie, het hy kwaad geword, woedend in sy kop laat hang. Dalk het daar deur sy kop geflits. Maak dood die wat op die bloedoffer vertrou. Vergelyk dit met Galasiërs 4:29. Lees 4 vers 20 tot 31, dan sien jy die konteks. 'n Konteks wat deur die ganse heilsgeskiedenis loop. Van die eerste momente van die heilsgeskiedenis word dit duidelik gemaak. Geen eie geregtigheid, geen menslike prestasie, geen werke, geen rituele, geen aansprake op die wet en onderhouding daarvan lei na redding, saligheid en versoening met God nie. Lees dit. Adam en Eva, Kain en Abel, Abraham, Ismael en Isak, Johannes 1, Romeine 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, Galasiërs 2, 3, 4, 5, Efesiërs 1, Hebreërs, die hele boek, Openbaring 12, 11 ensovoorts. Nee, al offer wat vir God aanvaarbaar is die bloed van 'n volmaakte lam, en daar is slegs een. Soos dit gestel word in Hebreërs 4 vers 15, oor Jesus, in alle opsigte versoek, net soos ons, maar sonder sonde. Geen wonder dat Johannes die Doper aangaande Jesus uitroep, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem nie. Tereg is dit duidelik. Hebreërs 9:22, byna alles word met die bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Geen wonder dat Paulus sê dat hy homself voorgeneem het om niks anders te weet en te verkondig as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. 1 Korintiërs 2:2 lyk vir my dat as ons gered wil word, as ons vir God aanvaarbaar wil word, moet ons maar ons groente en ons vrugte en ons prestasies en ons goeie werke en die ek is spesiaal wat deesdae gepreek word, of die jy is spesiaal en die ek eet nie vark nie, en ek hou hierdie en daar die Joodse fees, en ek hou hierdie en daar die Joodse Sabbat, en ek het hierdie geslagsregister wat ek kan terugvat tot by Adam. Ons moet maar iewers gaan weggooi, ontslae raak daarvan, soos Paulus sê in Filippense 3, en hy het al hierdie goed gehaat, meer as enige een wat na my luister en ek self. Hy praat van die goed. Hy is 'n ywerhaar in die goed. Hy sê ek het dit alles drek geag. Ek het dit oorboord gegooi. Ek is op 'n sinkende skip en hierdie goed maak my nie salig
nie. As ek gered wil word, get rid of it. Wees eerder soos die tollenaar wat ver gaan staan en op sy bors slaan en uitroep, Here, wees my arme sondaar genadig. En begin om ons hart en ons oog en ons geloof te fokus op Golgotha en Jesus Christus wat sy bloed vir ons gestort het. Sy heilige bloed, sy rein bloed, sy onbesmette bloed, sodat ons vergifnis kan verkry en sy krag in ons harte en lewens losgelaat te word deur die Heilige Gees, sodat ons wandel en ons innerlike en ons lewenswyse verander kan word deur die werking van die Heilige Gees op grond van die bloed van Jesus. Ons word gered deur die geloof, deur die gawe van God en nie deur ons werke nie. Ons beste werke is 'n onrein wegwerplike kleed voor hom, staan in Jesaja. Laat 'n mens dink, né? Dankie dat jy na my luister. Mooi loop.